Onze getroue God en Hemelse Vader, o Heer, ons wil vir U baie dankie sê vir die voorreg om vandag in U huis met mekaar te kan kom as medebroers en susters. O Heer, U woord sê self, daar waar 2 of 3 by mekaar kom in my naam, daar sal U wees. En ons weet, o Heer, dat U altyd hier so is en dat U altyd teenwoordig is, en ons sê vir U dankie. O Heer, ek bid seën oor elke broer en suster. O Heer, ek bid dat U hulle sal aanraak. U ken elkeen se omstandighede. O Heer, party is siek, party is bedroef, party, Heer, daar is soveel siektes en soveel dinge wat met mense oorkom. Ek bid dat U elkeen sal aanraak, Heer, dat U hulle sal rustig sal maak en dat U hulle sal versterk en wat hulle nodig het. Vir die diens wat hulle van afloop, Heer, is alles die ere van U. Ek bid dat U ons elkeen se stem sal prys, dat ons uit volle borsheid sal sing net vir U, want ons weet U is die enigste lewende God en daar is niemand so groot en liefdevol soos U nie. Ek bid dat U ons almal se sondes sal vergewe, o Heer. Daar is nou maar die lewe en die Bybel sê ons is maar sondige mense en daar is soveel beproewinge waar ons deurgaan. Maar ons bid dat die Heilige Gees op ons sal werk en dat ons sal wegstaan van die dinge, van die sondes en dat ons meer in die voetspore sal loop. Maak ons oë en ore oop, o Heer, dat ons U altyd sal sien, U stem sal uitken en sal weet wat ons die pad om te volg. Ons bid ook, Heer, dat ons U wysheid sal gee in die woord, dat ons U woord altyd sal weet en wat ons hoor en dat ons sal weet wie die regte profete en wie die valse profete is. Dankie vir alles. Ons bid nie wat ons bedien, maar enkel in die groot en heilige genade. In Jesus naam, amen.
Here, ons sing, hy sê, ja, maar wanneer ons introspeksie doen, dan wonder ek, ons werklik waar, alles wat daar is, alles wat ons kan, vir die gee. Ek vra vanmôre, Here, dat ons, Here, een en elkeen van ons môre hier saam staan. Dit wat daar in ons lewens is, wat nie tot die eerste ook sal oorgee aan. Dat ons waarlik en waarheid kan sê, surrender. Ons gaan dit weer sing, en daar waar jy staan, sê dit vanmôre. Sy is jou lewe, gee dit vanmôre vir Here. Johannes 4, so vanmôre vir julle lees, so 21 verse. Johannes 4. Die gedeelte van die Samaritaanse vrou. Die Here Jesus het Judea verlaat en hy is op pad na Galilea. Maar tussen Judea en Galilea het Samaria gelê. Nou hy kon om of verby gegaan het, of hy kon deur Samaria gegaan het. Maar om deur Samaria te gaan het, was 'n gevaarlike pad, dit was 'n gevaarlike reis. En toe besluit die Here Jesus, hy stap deur Samaria. Vers 5, hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sigar genoem word. Naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, voor by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Dis 12 uur die middag. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep en Jesus sê vir haar, geef my water om te drink. Want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, geef my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, jy het nie eens 'n skepting nie, die put is diep. Waar vandaan kry jy dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee nie. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee vir my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier toe kom hoef te skep nie. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie. Want jy het 5 mans gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg aanbid en julle sê dat die plek waar ons behoort aanbid in Jerusalem is. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg ook in Jerusalem die Vader sal aanbid nie.
Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet van die saligheid is uit die Jode. Maar dan kom ek hier, en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word, en wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. Dit is ek wat met jou spreek. Ek dink met die lees van hierdie gedeelte terug aan 'n dag en tyd in my lewe waar ek by 'n kleerlinggemeente in Mamasbury gepreek het. En hulle sing daardie oggend, Sondagoggend, sing hulle 'n liedjie. Wat sê Jesus gee vir haar water wat nie van die put was nie. En ek weet nie of daardie liedjie nog verdere reëls gehad het nie. Ek dink is net daai een reël. Jesus gee vir haar water wat nie van die put was nie. En hulle sing dit. En hulle sing dit. En dis waar, want Jesus het dit gedoen. Ek lees hierdie verhaal van die Here Jesus wat van Judea na Galilea gaan. En dit kom hy hier by Sigar 12 uur die middag, wanneer dit op die warmste is, 'n gebied wat vir die Jode gevaarlik was. En hy kom daar by die put, die Jakobsput soos wat dit bekend was, en hy gaan sit daar. Hy's moeg. En sekerlik ook dors, want hulle het ver gestap in hitte. Nou is dit so dat die vroue in die oggende of in die namiddag kom water skep het, juis omdat dit deur die dag so warm is, want hulle in die oggende vroeg gekom, wanneer ons het koeler, of hulle het in die namiddag gekom, wanneer dit bietjie koeler is en dan water geskep. En soos wat dit nou by die vrouens ook se manier is, wil hulle nie net water skep en loop nie, hulle wil nou eers 'n bietjie gesels, hulle wil eers 'n bietjie kuier. Dit was vir hulle 'n geleentheid waar hulle ook met ander vroue wat kom water skep, kom gesels. En nou kom hierdie vrou en sy kom buite daardie kuiertye, buite daardie tye waar daar ander mense is, sy kom tye waar daar niemand is omdat dit te warm is om water te kom skep. En tot haar verbasing sien sy hier sit 'n man, 'n Joodse man. Nou moet jy onthou dat die Samaritane en die Jode het nie langs dieselfde vuur gesit nie, en die een groep en die ander groep as onrein beskou. Hierdie Samaritaanse vrou het gekies om in die middag te gaan. Want sy wou mense vermy. Was nie vir haar, yes, ek is opgewonde, hier sit 'n man en hy, wat ook al nie, nee. Of 'n mens nie, sy was nie gelukkig eintlik daaroor nie, want sy wou alleen daar wees. Want in haar lewe was daar 'n probleem. Hierdie vrou het geloop met 'n, kom ons noem dit 'n skaamte of 'n skande of 'n probleem in haar lewe. En hierdie ondenkbare gebeur, hierdie man begin met haar praat. Dis ongehoord dat 'n Joodse man met 'n vrou kom praat. Veral 'n Samaritaanse vrou. Hierdie vrou is nie trots op haar lewe nie, alles behalwe. Dis juist hoekom sy mense wou vermy. In die middag is ook simbolies van 'n stadium van moegheid, van swaar kry. En dan is dit my interessant dat die Here Jesus in hierdie skrifgedeelte sê dat die Here Jesus was moeg. En hy het daar gesit en rus, daar by water. Nou moet jy onthou dat Samaritane was 'n groep mense wat hier in hierdie streek van Samaria gewoon het. Dit was daai streek soos ek nou nog gesê het tussen Galilea en Judea. En dit was mense met 'n gemengde afkoms. Dit was Jode wat met ander nasies vermeng het. Terwyl die Jode, ander groep Jode, die grootste gros Jode, weggevoer was in ballingskap na Assirië. Nou hierdie groep mense wat nie weggevoer was nie, wat agtergebly het, wat by hulle huise gebly het. Hulle het met ander volke se vrouens vermeng en mans vermeng, en dis waar die Samaritane vandaan kom. Dit was maar een verskil tussen hulle. En dis hoekom die Jode nie van hulle gehou het. 'n Verder verskil tussen hulle en die Jode was dat hulle net die eerste 5 boeke van Moses, die Pentateeg, as die heilige skrif aanvaar het. Hulle het al die ander boeke, buite die eerste 5 boeke van die Ou Testament, het hulle verwerp. Hulle het dit nie aanvaar nie. Die Jode het nog die boek van Jesaja baie aangehaal en van die ander boeke ook. En dan het hulle op die berg Gerizim gaan bid.
Dit was vir hulle 'n plek waar daar aanbid moes word en nie in Jerusalem soos wat die Jode die gebruik gehad het nie. Jerusalem was weet ons is 'n saamgestelde woord wat beteken stad van vrede of plek van vrede, wat ook al. Maar hierdie Gerusalem beteken eintlik, dis hier waar jy 'n seën kry. Dis hier waar jy 'n seën ontvang. Die berg Gerusalem is die berg van seëninge. En hierdie Samaritaanse vrou sê vir die Here Jesus, maar ons aanbid nie in Jerusalem nie. Ons gaan aanbid nie waar die Jode aanbid nie. Ons aanbid hier waar ons glo die Here ons sal seën. Dis vir baie interessant. Dis wensgewend. Ten eerste dat die Here Jesus daar is op die middaguur. Toe hierdie vrou alleen daar is. Dat hy met haar begin praat by hierdie plek van seëninge, by die put van Jakob oor water. En ek moet verstaan dat water dra baie simboliek wanneer ons na die woord van die Here gaan kyk. Dis 'n simbool van lewe en Jesus sê ek sal vir jou water gee van lewe. Jy sal nooit weer dors kry as ek jou van hierdie water gee nie. Hy antwoord daar in Johannes 4 vers 10 en hy sê dit vir haar. As jy die gawe van God geken het en geweet het wie dit is wat met jou praat, sou jy gesê het, gee vir my water om te drink. Sou jy hom gevra het, gee vir my lewende water, dat ek nooit weer dors word nie. Johannes 4 vers 14 sê hy, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water, wat opspring tot in die ewige lewe. Jesus en hierdie vrou praat oor water, hulle praat ten opsigte van dit wat ewigheidswaarde het. Hy sê ek sal hom gee water. Water is dan ook nie net die simbool van lewe nie. Jesus sê inderdaad vir haar, wie wat ek sal vir jou water gee van lewe. Ek sal vir jou lewe gee. Nie bedoelend lewe in die vlees, nie bedoelend 'n ewige lewe en meer. Water is 'n simbool van geestelike reiniging. Hierdie vrou het daar gekom en Jesus sê vir haar, luister, jy moet mooi weet, ek weet wie jy, ek weet waar jy vandaan kom, niks van jou is vir my verborge nie. Ons kan vanmôre hier sit en ons kan vroom lyk en ons kan vroom klink. Dink baie daar terug aan daar toe ek jonk was. Eintlik 'n bietjie jonger as nou, maar waar ons op Sondag stap ons as ek in die koshuis was, dan stap jy vir die koshuis af, stap jy na die kerk toe. En kyk, daar het jy 3 stuk pak gedra. Dit was die ene. Jy het 100 baadjie gedra saam met jou en dit was so gewees. En dan het jy nou nog 3 boeke of wat gehad wat jy onder jou arm gehad het. En dan stap jy nou redelik statig, stap jy kerk toe, want vanmôre is 'n vroom geleentheid, dis 'n heilige geleentheid, jy gaan kerk toe, jy voel te goed, en jy geen oor mense vir jou kyk nie, want jy gaan kerk toe vanmôre. Nou nie het jy elke Sondag kerk toe gegaan het nie, maar dit is hoe dit was. My broer en my suster, soms het ons nodig om geestelik gereinig te word. Dat jy nie net 'n gevoel het van ek is alright nie, ek is gereinig nie. Maar jy waarlik kom by 'n plek waar jy ontmoeting met die Here Jesus het, waar hy vir jou sê, maar weet wat, jy het 5 mans en hierdie 6de een wat jy nou het, is ook nie eintlik jou man nie. Sien, dis wat hierdie vrou hoor toe sy middagwater gaan skep. Sy hoor, sy wil alleen wees daar. Daar waar vroue gewoonlik ontmoet, kom hierdie vrou wat reiniging nodig het en sy ontmoet hom wat kan reinig. Geestelike reiniging. Reinig jou van hoogmoed, reinig jou van allerlei dinge wat ons baie keer mee rondloop. Hierdie insident wys ons ook dat Jesus nie net gekom het vir die reiniging van die Jode nie. Hier is 'n groep mense wat deur die Jode verag was, as vyande beskou was. En die Here kom en hy reinig hierdie vrou. Sy het 'n ontmoeting hier op die middaguur met hierdie Messias, met hierdie Jesus. Iets wat sy nie verwag het nie, iets wat sy nie gedink het sou gebeur nie. En hierdie vrou ervaar en beleef iets besonders in haar lewe. Water is ook simbolies van die Heilige Gees. Dit spreek ook van genade. Dit wat verfris, dit wat verkoop en selfs vernuwe.
en dit wat op daardie stadium gratis was. Wat vir my uitstaande is die feit dat Jesus deur hierdie gevaarlike gebied, op die warmste van die dag, na 'n Jakobsput gaan, om 'n vrou wat hulp nodig het te ontmoet. 'n Vrou wat in enige ander Joodse oog dit nie werd was nie. My broer en my suster, dat ons vir mekaar mooi verstaan. Die Here Jesus openbaar hier baie duidelik dat hy nie net gekom vir die Jode nie. Hy is nie Joods partikularisties nie. Hy het gekom en gesê, ek lê my lewe af sodat geen mens verlore hoef te gaan nie, maar dat elke mens gered kan word. En hier kom hy en hy bewys dit deur met 'n Samaritaanse vrou, iemand wat verwerplik was, wat veragtelik was, wat vyand was, wat onrein was, wat dit nie waardig was nie, 'n ontmoeting te hê. En dit sê by soveel van die liefde van die Here Jesus, dat hy bereid is om vir jou en vir my op die plek waar ons dit nodig het te ontmoet. Dat die Here Jesus kom en sê, daar waar jy gaan, daar sal ek jou ontmoet. So uitstaande, dat Jesus deur al hierdie dinge gaan, gevaarlike terrein, warm water en hitte. Jesus maak nie net moeite vir 'n skare nie. Hy maak nie net moeite vir 'n ander nie, hy maak ook vir 'n Samaritaanse vrou moeite. Hy maak vir enige ander individu moeite. Weet jy wat, broeder en suster, wat moet jy vat uit dit wat ek nou vir jou sê, dat ek is ook goed genoeg. Al is ek dalk in dieselfde posisie as die Samaritaanse vrou. Al is ek dan ook verwerplik en veragtelik en onrein in ander se oë. Maar in God se oë is ek aanvaarbaar. In God se oë is ek goed genoeg. In God se oë is daar niks fout met my nie. En net so wat hy moeite sou doen vir 'n ander een, sal hy vir my moeite was. En ek hoor daar jou liedjie wat die kleerlinge sing. Jesus gee vir haar water wat nie van die put was nie. Jesus gee vir haar ewige water, water wat reinig, water wat verkoop, wat versterk. Hy sê 'n ontmoeting met die Here Jesus. Hierdie vrou word geseën by hierdie berg Gerizim, wat 'n berg is van seëninge. 'n Seëning soos wat sy nog nooit verwag het sy sal kry nie. Maar sy het met Jesus begin praat. Sy het geluister toe hy praat en toe hy praat, toe antwoord sy. Sy het 'n ontmoeting met Jesus, die verlosser van die Jode en ook die verlosser van die Samaritane, en wat vandag ook die verlosser is van u en van my. Jesus ontmoet ons waar ons is. Op die onmoontlikste tye, op die onmoontlikste plekke. Jesus ontmoet ons in ons nood, in ons behoefte, in ons tekorte, in ons skaamte, in ons sondige toestand, in die middel van die swaar kry, in ons moegtye, ontmoet die Here Jesus ons. Daar is nie 'n oomblik en daar is nie 'n tyd wat hy nie bereid is om met jou en my bemoeienis te maak. Dis nie vir God moeite, dis nie vir Christus moeite om met jou en my tyd te maak. Hierdie vrou wat ander vroue wou vermy, het 'n ontmoeting met Jesus. Ek dink dit was die belyste wat sy gehad het sekerlik in haar lewe. Ek het 'n ontmoeting met die Messias gehad. Ja, daardie Jood wat hulle verwag het, daardie Jood wat die Jode verwerp het my aanvaar as Samaritaan. My 'n vrou met 'n sondige geskiedenis, met 'n swak reputasie. En nadat sy 'n ontmoeting met die Here Jesus gehad het, gebeur hier iets met haar. Sy hardloop na haar dorp toe. Haar skugterheid, haar menslikheid, die feit dat sy nie met ander wou meng en ander vermy het, is verby. Haar skugterheid is tot niet. Sy gaan dorp toe en sy nooi mense om 'n ontmoeting met Jesus te kan hê. Hy wat vir haar water gegee het, wat nie van die put was nie. My broer en my suster, hy gee vir haar middagwater. Water wat in die middag van die dag na haar toe gekom het. Wat leer ek vanmôre uit hierdie gedeelte uit? Ek leer daaruit dat nie een van ons is swak genoeg, of te swak, of te sondig, of te wat ook al, om vir die Here iets te beteken nie. Elkeen van ons wat ons vanmôre hier sit, kan vir die Here iets beteken. Kom sit hierdie week met my, ek het hard gewerk hierdie week, broer, suster, van oggend tot aand laat. Maar daaroor praat ons nie, maar hierdie ou kom sit by my.
En ek is eintlik haastig, want ek het baie om te doen, en ek weet elke uur wat ek nou verloor, is 'n uur wat ek later moet gaan slaap, of later of vroeër moet opstaan, of wat ook al. En hy kom vra my 'n paar vrae, en ek verstaan duidelik in sy eerste 2-3 vrae, dat hierdie ou het 'n behoefte. Daar's iets wat hom pla, daar's dinge wat nie vir hom lekker is nie. En hy vra vir my onder andere die vraag, wat is die belangrikste vir jou? Wil jy nie ook in 'n groot gemeente wees met duisende lidmate en sovoorts nie? Ek wil net vir jou 'n vraag vra, 'n teenvraag. Wat is die belangrikste? Daardie een man wat vir 'n ander man gesê het, daar is Jesus. En daardie man het 'n ontmoeting met Jesus, en op Pinksterdag preek hy en 5000 kom tot bekering, en hy preek daarna weer en 3000 kom tot bekering. Wat is die belangrikste? Al twee is belangrik. Jesus wys vir ons dat die individu, ek en jy, en ons eie menswees is vir hom belangrik. En daardie een nou wat gesê, daar is die lam, hy wat kom sterf in hierdie wêreld. Daar is hy, en hy vat hom na die Here Jesus toe, en hy word 'n magtige prediker. Moenie jouself gering skat nie. Moenie jou meet aan dit waarmee die wêreld meet nie. Meet jou aan dit waarmee God jou vir jou meet. Hierdie gedeelte leer ons dat mense in hierdie dorp het hierdie vrou met 'n slegte reputasie geglo oor Jesus. Ek wil vir jou sê, as mense 'n Samaritaanse vrou in daardie moeilike tye kon geglo het oor 'n Jood, sal hulle vandag vir jou en vir my ook glo oor daardie selfde Jood. Hy het sy lewe afgelê vir jou, sy lewe afgelê vir my, wat vir ons gesterf het, sodat ons kan lewe het, sodat ons kan drink in die heilfontein van water, wat jou dors les vir ewig tot in alle ewigheid. Deur haar het hulle na Jesus gegaan en hulle het gegroei in hulle geloof. Soveel so dat hulle kom en hulle sê, nou glo ons nie net oor wat jy gesê het nie, maar omdat ons homself gehoor het. Hy is werklik die redder van hierdie wêreld. Die Here gebruik enigeen wat in blydskap hom aanvaar. En ek dink elkeen van ons vanmôre hier sit kan sê, wie wat daar was blydskap in my hart. Maar ek wonder of ons daai blydskap met ander mense deel. Soos wat hierdie vrou gemaak het. Ou vra vir my, luister, as jy nou die lotto wen, ek sê ek sal dit nie wen nie. Hy sê hoekom nie? Ek sê want ek speel dit. Ek is logies nou. Hy sê, maar as jy die lotto sou gespeel het en jy wen het, wat sou jy maak? Ek sê, broer, hang af hoe groot daai bedrag is wat ek wen. Hy sê R1 miljoen, ek sê ek sou baie bly gewees. Hy sê 10 miljoen, ek sê ek sou verskriklik bly gewees. Hy sê meer as dit, ek sê ek sou ontsettend verskriklik, ontsettend baie bly gewees. Sou jy dit vir die mense vertel het? Ek sê nee, net om hulle leer. Maar my broer en my suster, die realiteit is dit, as enigeen van ons 'n groot som geld sou kry, dit gaan jou vul met dankbaarheid en met blydskap. En ons het gekry in Christus veel meer as wat hierdie wêreldse skatte kan bied. Ons het Jesus, hy wat ewige lewe kan gee. Hy wat kan gee wat hierdie wêreld ons nie kan gee nie. En al wat ons moet doen is, ons moet hom in dankbaarheid loof en prys daarvoor en dis meer, maar ons moet ook bereid wees om te sê, ja, ek het 'n ontmoeting met Jesus gehad. Ja, hy het vir my gesê, hy sal my laat drink uit 'n put, sodat ek nooit weer dors sal kry nie. Daar is nie die put van Jakob nie. My broer en my suster, toe ek hierdie gedeelte lees, toe spreek dit tot my. Hierdie vrou het 'n ontmoeting met die Messias. Sy ontvang in daardie kort oomblik by die water 'n boodskap wat sê, wie wat in hom is daar redding, in hom is daar verlossing. En sy kon dit nie vir haarself hou nie, sy gaan deel dit met ander mense. Broer Freddy het vir iets gestuur hier in die week, wat ek geluister het van 'n vrou wat praat, en wat sê, hoe lyk die Christendom van vandag?
Hoor die mense as ons praat, dat ons het 'n verhouding met Jesus. Sien hulle as hulle sien hoe ons leef, dat ons het 'n verhouding met Jesus. Hierdie mense het 'n ontmoeting gehad. Hierdie vrou met die Here Jesus. Sy kon dit nie vir haarself hou nie. Sy vat dit en sy gaan deel dit. As jy bly vanmôre, dat daar 'n dag in jou lewe was, wat jy daar waar dit warm was, waar dit dalk nie die plek was wat jy verwag het nie, 'n ontmoeting met Jesus gehad. Middagwater. Jy bly dat daar 'n dag in jou tyd in jou lewe was waar jy gesê het, Christus is my redder en my verlosser. Ek aanvaar hom. Ek aanvaar hom. Ja, ek het 'n Bybel, ek pas hom op soos goud, hy is nou al stukkend gelees. Nou pas ek hom op. Voor in hom staan datums geskrywe. Die datum waarop ek my hart en my lewe vir die Here gegee het, staan daarin. Die datum waarop ek gedoop is, staan daarin. En al daardie belangrike datums staan daarin. En wanneer ek daar die Bybel oopmaak en ek sien daardie datums, dan herinner dit my aan daardie dag, aan daardie gebeurtenis, aan daardie omstandighede, waar ek 'n besluit gemaak het en waar my lewe totaal, geheel en al onherroepelik verander het. En waar ek net besef het, ek het ook 'n verantwoordelikheid om my lig te laat skyn. Kon nie voor mense praat nie, ek wou wegkruip as hulle bid in die kerk, ek wil my net nie raak sien om my vra om te bid. Dit het ek al baie gesê. Maar my broer en my suster, weet jy, daai werklike ontmoeting met die Here het. Nie net daai deur die motions gaan tipe van godsdienst, die werklike ontmoeting het. Toe sit ek in die kerk, en ek wil nie meer agter Koos Lombard sit nie, want hy was groot. Lekker om agterweg te kry. Ek sit en ek loer links van Koos, en ek loer regs van Koos. Sien my net raak, ek wil ook bid. Wil ook vir die Here het ek al dankie sê dat ek vanmôre in die kerk was. Daar het 'n verandering gekom, my skugterheid is weg, en die Here Jesus gee my vrymoedigheid. Hy gee my boldness, wat die woord sê. En ek het verander. Ek het dinge gedoen sodat mense kan sien, met dinge gepraat dat mense kan hoor, ek het verander. My broer en my suster, wat maak ons met die blydskap wat ons het omdat ons gered is? Kyk ons uit op die middaguur, daar waar mense middagwater skep, te sien, hier is iemand wat hulp nodig het, hier is iemand wat 'n gebed nodig het, hier is iemand wat bemoediging nodig het, en raak ons 'n instrument in die Meester se hand, en is ons tot seën van ander mense. Ek vat saam, nie een van ons is nie goed genoeg nie. Elkeen van ons is goed genoeg. Die Here kan elkeen van ons gebruik. Het nie hierdie vrou gevra, gaan roep die mense nie. Die blydskap en haar het haar bene tot beweging gebring. En sy het gehard. En sy het gaan vertel. Sy het nie geweet van die kruisiging nie. Vanmôre gaan ons aansit aan hierdie tafel. Tafel wat vir ons herinner daaraan dat Jesus het gekom vir elkeen van ons, net soos wat ons is. Met foute, met pyne, met skete. Hy het gesê, ek sal vir jou water gee. Dis vir die vrou water wat nie van die put is. Of môre, vir jou sê my broer en my suster, kom ons kry ons eentjies in 'n ry. Kom ons kry ons prioriteite in 'n ry as dit kom by ons geestelike lewe. Die Here het hierdie evangelie so maklik gemaak. Dis nie moeilik nie. Dis nie moeilik nie. Al wat ons moet doen is, dat ons blydskap in die Here behou.
Want ons blydskap in die Here is nie net ons beskutting nie, maar is ook vir ons 'n motivering en die vreugde wat ons het met ander te deel. Wil jy nou ek moet vir jou sê, loop met jou Bybel en vol vroom, soos ek op 'n Sondagmôre gedoen het daar in 'n plattelandse dorp in die Weskaap? Nee. Ek wil net hê dat jy met die woord op jou hart loop en dit wat die hart van vol is, sal by die mond uitkom. Dit nie die spreekwoord nie. Dit nie die realiteit nie. Dat ons sy getuie sal wees. Vir ander gaan sê, al is hulle dan ook van daardie groep wat verwerplik is, wat onrein geag word vir die Jode. Jy weet wat, daar's 'n Joodse Messias wat ook jou aanvaar en my aanvaar. Ek dink dat jy dit vir julle gesê, ek weet nie, maar ek dink baie daar aan my oudste dogter wat met 'n Joodse man getroud is. En is baie lekker om met hom te gesels oor die evangelie en geestelike dinge. Maar ek kan nie vergeet dat daar eendag iemand was wat vir haar gesê het, jy moet hom los, hy is 'n Jood nie. Sê, pa, wat maak ek? Sê ek, my kind, jy lief vir die Here Jesus. Ja, pa, ek sê, hy is ook 'n Jood. Hy het vir jou gesterf. Die Here wil dalk vir jou gebruik om in sy lewe 'n verskil te maak. My broer en my suster, elkeen van ons het die vermoë om in 'n ander ou se lewe 'n verskil te maak. Ons moet net die vreugde wat sy lyding, sy prys wat hy betaal het vir ons gebring het, vat en dit deel met ander. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons weet, selfs op 'n middaguur, want simbolies is van moegheid. Here, ongeag ons toestand, ontmoet U ons. Ek dank U daarvoor. Here, U sien vanmôre elke persoon wat ontmoeting met U nodig het. Elkeen wat vreugde het, Here, laat daai vreugde by hulle sal uitbor en ander sal vra. Daai blydskap wat jy het, waar kry jy dit? En dat hulle saam met my sal kan sê, hierdie blydskap wat ek het, kom van die Here af. Hierdie vrede wat ek het, kom van die Here af. Vra dit vanmôre vir elkeen. Here, waar ons gaan aansit aan die tafel, vra ek seën. Ons gebruik daarvan ook vanmôre. En dat elkeen van ons in ons hart, gedagte, ons gees, ons gemoed, vir U sal dankie sê vanmôre. Dat ons goed genoeg is. Dat U U lewe vir ons afgelê, U bloed vir ons gestort, vir ons die prys betaal, vir ons die oorwinning behaal het, en vir ons 'n plek voorberei. Vra dit in Jesus naam. Amen. Vra die broers wat my behulp sal gaan lees vir die tafel, en dan voor dit kom ons. Hier is die tafel van die hier sit er aan die tafel van die Here. Die Here Jesus sê dit ons wat jy dit doen, en dit op my gedagte is. Ek wil net vanmôre saam met my hierdie tafel geniet. Wat ons gaan doen is, ons gaan twee persone hierdie kant gaan bedien, twee persone van daai kant bedien. Dan vra ek, jou broodjie hou net by jou. En hierdie manne wat hier voor is, ook bedien. Daarna gaan ons saam die broodjie geniet. En daarna gaan ons die beker saam bedien. Hou net by jou. Daarna vra ek dat jy net die jaar beskant is, sal skryf as en die morgen van afgang by die maand asseblief. Vader, in raai was, en die Jesus die brood en gefebreerd en gesien, die spuit dat gaan doen dit op my gedagte. Die so ook die beker die Heer Christus en gesloopt. Hier was die grootste gebeurtenis in die Engelse geskiedenis.
Kom toe, Here Jesus. Kruis sterk, U sê ons volbring. En prys betaal. Daarna wat hy vir ons dood opgestaan het. Geworden sê ons volbring.
kruis met die brood oorgeslaan is. Met die beker.
wat vir jou kosbaar is, dierbaar is, wat jy vanmôre dink, het die Here nodig. Siekte, besigheid, finansies, verhoudinge. Maar ek dink aan die kruis, Here, sien ek, daar's geen greintjie selfsug nie. Ek dink aan die prys wat vir ons betaal is, geen eie belang nie. En daarom wil ons nou met die afsluiting van hierdie diens kom. Ek wil ons nie vra, Here, seën ons nie. Maar ons wil vra vanmôre, Here, hulle wat vir ons lief en dierbaar is, wat vanmôre dalk 'n aanraking het na siel, gees en liggaam, op tydelike gebied. Jy weet wie is in elke hart en gedagte nou. Seën hulle vanmôre. Here, voorsien vir hulle. Geef hulle krag, geef hulle sterkte, trap hulle deur. Maak die sluise van die hemel vir hulle. Vra ek vanmôre in Jesus naam. Hulle wat siek is, dat die genade aan hulle uitgestrek is. En ek dank U daarvoor vanmôre. Here, dankie dat ons saam in hierdie diens kon gewees het. Waar ons vandag ons ook met die vrede en die beskerming vra in Christus naam. Amen. Pas koffie en tee in die saal.